Ons gaan dan saam lees van Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot vers 11 tot 22. En voor ons dit lees, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons uit Paulus se briewe die ondervindings en die gedagtes van 'n man ken wat al twee kante van die muur gestaan het. 'n Man wat mense uitgejaag het uit die tempel uit as hulle nie daar gehoord het nie. Maar 'n man wat ook mense later ingenooi het om deel te word van die koninkryk. En Here, ons wil vanmôre met groot opgewondenheid voor U staan en sê, Here, soos wat U hierdie man Paulus langs die pad op Damaskus verander het, kragtig in sy lewe ingegryp het, wil ons vra, Here, verander ons na U wil. Amen. Vriende, voor ons hierdie gedeeltetjie lees, net belangrik weer vir mekaar te sê, wie is Paulus? Paulus wat 'n Joodse leier was, deel van die kern van die Joodse kerk, in so mate dat hy een van die groot vervolgers van die Christelike kerk was, gestuur deur die Jode. Hy het by die Joodse raad toestemming gekry om die kerk te vervolg. In sy tradisie waarin hy groot geword het, het hy baie maal in sy lewe gesien en ervaar en hom daarin verlustig, dat as hy by die tempelterrein is om God te aanbid, dat die mense wat in die tempelterrein mag ingaan alleen Joodse mense mag wees wat die Joodse tradisie, die Joodse geloof aangeneem het en mans wat besny is. Ander ouens was daar 'n streep wat getrek is, as jy nie in hierdie groep behoort nie, mag jy nie hier inkom nie. Daar is soms iets lekker aan so 'n muur, né? Daai plek wat jy sê, maar hier is dit nou net ons wat dieselfde dink, ons wat dieselfde is, ons wat hierdie tradisie onderhou. Daarvan was Paulus deel. En dan kom hy radikaal tot bekering op die pad van Damaskus. En dan verander daar iets in sy lewe. En ons het toe ons hierdie 2 weke terug hier by mekaar was met die beeld van die uitstorting van die Heilige Gees vir mekaar gesê, soos wat die stortreën in die Kaap en die noorde van die Karoo en daai wêreld vir ons net weer 'n teken was dat God iets op 'n ander vlak doen, dat ons die verwagting het dat die Here soos met Paulus ook met ons elkeen iets kan doen wat ons verander soos wat hy ons wil hê. Kom ons lees nou hoofstuk 2 vanaf vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle, ver van God, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie,
maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Tot sover. Vriende, uit al die beelde wat ons in hierdie gedeelte vanmôre kry, wil ek konsentreer op 2 van hulle. Die eerste beeld is die beeld van 'n muur en die tweede beeld is die beeld van 'n gebou. Nou, as ons hierdie gedeelte lees, en ons lees van die muur, dan sê maar hierdie muur het 'n stuk skeiding gebring. Dan lees ons in daai konteks woorde soos heidene, ver, onbesnede, sonder God, sonder redding, sonder, kom 3 keer na 'n gedeelte voor. Maar kom ons praat gou 'n bietjie oor 'n muur. As jy nou die woordjie muur hoor, watter muur kom in jou? Ek het nou daar 'n heiningsmuur op, maar watter muur kom in jou op? Hoekom bou ons mure? Rian sê hy dink aan die Berlynse muur. Waarvoor was die Berlynse muur daar? Skeiding tussen Oos- en Wes-Duitsland na die Wêreldoorlog het hulle gesê, ons skuim hierdeur, ons breek 'n deel van Duitsland af om Duitsland te verswak, want hy is die ou wat die oorlog maak. Daar kom 'n skeiding. En daar's baie boeke wat ons die verhale vertel van hoe ouens daar deur daai muur wat gebou is, wat vroeër 'n goeie bure was, nou skielik nie meer met mekaar te doen gehad het nie. Wie van julle het dalk die geleentheid gehad om die Berlynse muur van enige kant af te sien toe hy nog gestaan het? Eintlik jammer, ek sou nogal wonder in Suid-Afrika sou hy natuurlik vol graffiti gewees het. Want graffiti vertel iets. Graffiti vertel die storie, en dit wat Paulus hier neerskryf as hy praat oor die verlede van die muur van skeiding by die tempel, wat skeiding gemaak het tussen die Jode en die heidene, dan is dit 'n muur wat van weerskante af beskryf is. Die ouens wat aan die binnekant aan hierdie veilige kant van die muur staan, sê dis lekker om hier te wees. Dis veilig om hier te wees. Ons is versorg, ons behoort aan. Die ouens wat aan die ander kant van die muur staan, sê, ons voel uitgesluit, ons voel verwerp, ons voel te nagekom, ons voel minderwaardig, ons is nie goed genoeg nie. Dis die graffiti verhaal wat Paulus vertel. En dan kom sê Paulus, God het dit goed gedink. Berlynse muur, goeie voorbeeld Rian, om hierdie muur af te breek. Om hierdie ding wat skeiding maak tussen die Joodse ouens en die heidene op grond van 'n ding soos 'n volk, is nou weg. Julle is nou een nuwe mensheid. Dan maak Jesus hierdie muur tot nuut. God maak hierdie muur tot nuut, dat mense almal tot God kon nader. En nou is dit nogal baie interessant, die manier waarop God dit doen op Pinksterdag. Op Pinksterdag kom die Here nie en hy sê, hoor, terwyl ons nou die mure wil afbreek, kom ons praat nou almal een taal en daar word 'n nuwe taal uitgestort wat almal verstaan nie. Dis nie wat daardie dag gebeur. Daar word in die verskillende tale gepraat en die verskillende tale word erken en die ouens sê, hoe hoor ons die verskeidenheid? So God kom nie om verskeidenheid weg te neem nie, maar om hierdie ding weg te neem dat ons, omdat daar verskeidenheid is, mekaar misken. So die Here kom nie om te sê verskeidenheid is 'n probleem nie, maar gedwonge, afbrekende geskeidenheid waar ons 'n ou aan die ander kant verneder op watter manier en op hom neersien, bly in God se oë nie goed genoeg nie, want dit was in die Joodse tradisie wat gebeur het. 'n Ou kan net deel wees van hierdie tradisie as jy deur die Joodse volk gewerk het en al die rituele deurkom, anderste is jy nie goed genoeg nie.
En skielik op Pinksterdag kom sê die Gees vir almal, ek maak nie meer onderskeid nie. As jy bereid is om deel te word van my inwoning in jou, as ek in jou lewe kom bly, dan is jy deel van my. Totale verandering. En dit bring ons by die beeld van die huis. As die Here hierdie muur afbreek, wil ek sê, kom Paulus gebruik hy 'n volgende beeld, hy gebruik die beeld van 'n huis, en wanneer hierdie huis praat, kry ons woorde, as hy in die laaste gedeelte praat oor hierdie woning, praat hy van woorde soos eenheid, vereniging, versoening, vrede, medeburgers, huisgesin. As julle nou in hierdie twee prentjies kyk wat ons nou gekyk het, hier is 'n prentjie van 'n voorstoep wat huislikheid skep, wat ontvanklik is, wat innooi. Dit is wat God in Christus Jesus in ons wil inbring. En dan is dit baie belangrik om in hierdie laaste gedeeltetjie te besef, en dis waar 'n mens net in groot dankbaarheid voor God kan staan en sê dankie. Dis dat hy sê, ons is die huis waaraan hy bou. Hy woon daar. Kyk 'n bietjie mooi, die laaste versie, vers 21. In hom sluit die hele gebou saam en reis dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Vriende, dis bitter belangrik dat ons hierdie ding verstaan. As ons God nie in ons huis innooi om hom te kom herrangskik, te dekoreer soos hy daarvan hou nie, dan is nie net hy ontuis daar nie, maar dan raak ons niks anders as 'n koue muur wat mense uithou. En dis nie God se gedagte nie. Hierdie Paulus mens wat in die tradisie groot geword het van mure wat ander volkere uithou uit die Joodse godsdienst, weghou van die lewende God af, word so radikaal verander, dat hy die groot sendeling van die wêreld word, waar hy mense gaan vertel van Jesus Christus, waar hy die liefde van Christus uitleef, waar hy vergewensgesind leef in hierdie wêreld. En as ons nou praat oor ons as die huis, en Christus as die huisbouer, die een wat hom oprig en daarin gaan woon, bring ons by die wonderlike punt van die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, verander mense sodanig dat hulle omdraai en na hulle self kyk en vir hulle self sê, ek kan nie anders as om te verander nie. God verander hulle. Paulus val daar by pad neer as hy in die teenwoordigheid van God is, en hy staan 'n ander mens op. As die Heilige Gees uitgestort word in Jerusalem, verander mense. As die Heilige Gees uitgestort word in Efese, verander mense. In Kolosse, oral verander mense, omdat die Gees van God in hulle harte getuig. En dis die uitdaging, vriende. As ons as Christene dink die kerk moet die plek wees waar ons mense uithou, en ons lewe, ons geestelike lewe is hierdie uithou plek, dan is ons op die verkeerde plek. Dan dink ons God maak van ons 'n skansmuur. Ons is 'n huis. Ons is 'n huis wat in Christus se naam innooi. Ons nooi ons kinders in hierdie huis in, waar ons hulle leer met baie liefde van Jesus. Ons nooi ons vriende in hierdie huis, en waar ons die waardes van Jesus met mekaar deel. Ons nooi partykeer ook ouens in, wat dalk nie heeltemal soos ons lyk of voel nie, vreemdelinge, nooi ons omtyds in ons huis in, as die Here dit op ons harte lê. Daardie ou wat ek miskien gedink het, ek en hy sal nooit langs dieselfde vuur sit nie, vra die Gees vir ons, nooi hom ook in. Maak jou oop vir hom, gee vir hom jou liefde, gee vir hom vergifnis, want miskien is dit die enigste plek in die wêreld waar hy 'n graffiti muur sal sien, waar daar positiewe dinge op staan. Aanvaarding, vergifnis, liefde, ontvanklikheid. Dis waar die Here ons ingenooi het. Die Here nooi my en jou in sy koninkryk, wat aan hom behoort. En ek en jy moet daarvan deel wees. Hierdie huisie wat ek en jy is,
En as ons die woord hier huis noem, moet ons nie net aan 'n fisiese ding dink nie, ons het nou maar die beeldjie daar gebruik, maar eintlik staan hier huis in die sin van 'n huisgesin. Dis hoekom die Bybel ook baie keer 'n ander woord gebruik, soos die huisgesin van God, die volk van God. Hierdie andersheid aan hierdie huisgesin en volk is dat dit 'n ander volk is waar die grense nie so vasstel soos die wêreld nie. Toe ek hierdie gedeelte voorberei, vriende, het ek nogal baie daaraan gedink. Ons as mense is nogal goed om grense te maak. Ek wonder of God ooit daaraan gedink het toe hy die aarde geskep het, Afrika en al die kontinente daar gestel het, dat die mense op die ouende te grense gaan intrek en sê, hier is Suid-Afrika, en daar is Botswana, en daar is Namibië, en daar is Mosambik, en hier is Zambië. En ons as mense het grense getrek. En grense is nie altyd sleg nie, soms is grense 'n goeie ding, om privaatheid daar te stel, om 'n bietjie orde te skep. Maar ergens langs die pad mag grense nooit die koninkryk van God en God se gedagtes in die wiele ry nie. Die oomblik as die grens sê, die liefde van God en die boodskap van God mag nie oor hierdie grens beweeg nie, dan is ons in die moeilikheid. As ek nie meer 'n ou ander kant daai grens mag vergewe nie, omdat hy anders as ek is, dan is dit 'n verkeerde grens. So, wie van julle die kinders, hier's nou op maar min kinders deesdae in die kerk, hulle werk so hard, hulle kan nie meer kerk toe kom nie. Wie van die hoërskoolleerlinge weet ergens van die woord diferensieel deurlaatbaar? Wie het al daai woord gehoor? Magies, ek het hom in laerskool of hoërskool, waar het ons hom geleer, waar het ons die hoendereier bestudeer? En julle onthou uit so vliesie rondom die hoendereier, wat hulle sê is diferensieel deurlaatbaar. Sekere goed gaan deur, ander gaan nie deur nie. Die kerk, die Christelike grense, het so 'n bietjie van 'n filtertjie in hom. Sonde en Satan vir sy goed, keer hy af. Maar die liefde laat hy deur, gaan uit, gaan buite toe, gaan in die wêreld in. So mens kan dit baie mooi verstaan, hè. As God ons hierdie gees in ons laat woon, is hierdie gees nie net iets wat in ons ingekom het, maar die gees wat in ons iets losmaak om weer uit te gaan in die wêreld in, om die liefde van Christus aan die wêreld bekend te maak. Dis waarvoor Paulus hierso pleit. En weet julle vriende, ek dink nie ek en jy het 'n idee hoe radikaal die Christene vir hulle tyd was. Totaal radikaal. Veral in Jerusalem, en dis hoekom die Jode op die ou en die Christene uit die sinagoges en uit die tempel begin jaag het. Want hulle was net te radikaal in Christus se liefde. Hulle het op die ou end verstaan wat dit beteken om te vergewe, om te aanvaar, om vrede te maak, om die liefde van Christus met almal te deel, met passie. Dit was nie vir hulle maklik nie, maar dit was nie vir hulle 'n straf nie. Hulle het alles ingesit om die evangelie uit te dra in die wêreld. En kan julle nou dink, as daardie ouens die gesindheid gehad het wat die Joodse volk vir eeue gehad het, dan die evangelie vandag nog nie in Suid-Afrika uitgekom nie. Dan het hy nog net daar in Israel rondgeswerm. Daar rondom die plek waar hulle nou oorlog maak, nog steeds om dieselfde redes. Maar nou het mense soos Paulus en al hierdie ouens wat deur die Gees geïnspireer het aan die werk gegaan, gaan verkondig, gaan vertel, gaan getuig van die liefde van die Here Jesus wat in hulle woon. Vriende, iemand wat eers die vergifnis van die Here Jesus gevat het en dit regtig omhels het, kan dit nie vir homself hou nie. Dis net totaal onmoontlik. Ek kan nie die liefde van die Here Jesus Christus aanvaar vir my, maar ek wil dit nie met iemand anders deel nie. Dit is nie koninkryk van God. En daarom opnuut, die Pinkstertyd staan in daardie tyd, en ons is nou in koninkrykstyd. Die koninkryk van God is hierdie koninkryk wat soos hierdie huis is. Daardie plek waar mense in eenheid bly. En eenheid beteken nie verskeidenheid verdwyn nie, maar daar is sekere dinge wat ons saam bely, en is dat ons in Jesus Christus glo. Die wêreld is een groot kosmos, is ons reg, ons sê dit mos.
Dis een groot skepping wat in balans lewe, en is dit nie die wonderlike van hierdie skepping waar ons lewe nie, daar's verskeidenheid. As ons daar in die Kreerwoudtuin aangaan, dan sien ons daar verskeidenheid van bome, verskeidenheid van diere, verskeidenheid van gras. As ons na die hemelruim opkyk, dan is 'n verskeidenheid van sterre en planete en goeters wat daar rondgaan. En tog werk dit, want dis ook 'n eenheid. Dis alles in hierdie groot balans wat God geskep het. En daarom, vriende, ons is deel van 'n groot kerk van God in hierdie wêreld, wat eenvoudig ons verskeidenheid moet vier en moet dra in hierdie wêreld, maar ook die eenheid. En die een ding wat ons saambind, is die Gees wat ons in liefde saambind. Kom ons gaan, vergewe mekaar, en daar is sekerlik 'n woord rondom vergifnis en eenheid wat waar is. Ons het Afrikaanse spreekwoord wat sê, charity begins at home. Vergifnis begins at home. As ek begin vergewe, begin innooi, begin liefde uitleef, begin ek hier in die binnekring, en die Here sal my soos hierdie kringetjie groter word om laat uitkring en uitkring tot hy narand in die hele wêreld. Begin by hulle by naby jou. As jy eers dit reg gekry het, gaan dit vir jou moontlik wees. Jy sê, jong, as ek hierdie ou wat elke dag in my face was, hierdie ou wat hier my elke dag naby my was, kan vergewe, kan ek daai ou daan die ander kant ook vergewe. Dit werk net so. Begin hier by jou. Begin met die mense rondom jou. Nooi hulle in die liefdesgemeenskap van Christus. Daarom sluit ek af met die gedagte dat die Here Jesus Christus vir ons in sy woord leer, dat hy die Onse Vader vir sy disippels leer met die volgende woorde: vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hulle wat vir ons skuld aandoen, as ons hulle nie kan vergewe nie, die mate wat ons hulle vergewe, ontvang ons die vergifnis van die Here Jesus. Hier is 'n versie, en daarmee sluit ek 'n tweede keer af. Dis 'n versie so, en ek het net in die begin gesê, ek wil dit verduidelik. Die gedeeltjie het ook die versie in wat sê hy het hierdie wet, die Joodse wet, tot niet gemaak. Beteken dit dat ons as Christene wetteloos is? Dis nie wat dit beteken nie. Beteken nie ons is wetteloos nie. Trouwens, Jesus het net die betekenis van die wet vir hom teruggegee, naamlik as dit nie in liefde geskied nie. As ek enige een van hierdie dinge wat die wet vir my vra nie in liefde kan doen nie, moet ek dit liewer los. So maklik is dit. Daarom, Fariseer, Here, wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God hê met jou hele hart, lief hê, en naas jouself. Beteken nie ons is wetteloos nie, dit beteken net ons gaan die wet met liefde leef, dan word hy anders. Dis nou nie meer 'n wet wat haat nie, maar 'n wet wat lief het. Kom ons bid saam. Here, ons weet, U daag ons vanmôre uit om nie te dink oor ons elkeen se lewe, want Here, as ons eerlik in ons gedagtes gaan rondgrou, dan kom ons agter dat ons soms oor die evangelie en U liefde dink uitsluitlik, en dit is nie wat dit is nie. Here, U het die wêreld liefgehad, sê U woord. U het die wêreld lief. En dankie dat ons een van hulle is wat ingenooi en ingebring is binne hierdie huis, dat ons hierdie huis gesin geword het, wat U in liefde en afhanklikheid kan dien, en dat U ons weer uitstuur in afhanklikheid met liefde. En daarom vra ons, Here, dat U Heilige Gees vir ons sal help. Here, U weet hoe moeilik is dit om in hierdie wêreld te onderskei. Ons sit soms met 'n breekdeel van 'n sekond om 'n besluit te maak, en daarom ons vra, Here, dat U vir ons sal help. Ons wil aan die ander kant ook vra, Here, dat U vir ons sal help as ons foute maak, om die bereidwilligheid te hê om te draai, klein genoeg te wees of groot genoeg te wees, om te gaan sê, ek was jammer, ek het verkeerd gedoen. Help ons daarin, Here. Help vir ons om vandag te weet, ons is nie in die middelpunt nie. Ons is die kinders in U koninkryk, huisgesin, lede van U koninkryk op aarde. Help vir ons om so kerk te wees,
dat die wêreld heel word, dat die wêreld u liefde aanskou in ons lewens, iets daarvan beleef, en ook sal smag daarna, om u liefde, deur die Heilige Gees ook in hulle harte te hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Paulus sluit die brief aan die Efesiërs af, en met 'n wonderlike seëngebed in sy hart. Hy sê, vrede vir die broers, en liefde en geloof, van God, die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal met almal wees, wat van ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen.